Ja, goeiemôre gemeente. Baie welkom by volgens eerdiens. Ek weet hier's 'n paar gaste ook vanoggend omdat hulle saam met ons kom doop. So baie welkom ook aan die nie suikerbosranders wat in die erediens is vanoggend. Mag die Here gee dat wanneer ons hier uitstap, ons sal verstaan presies hoekom dit vir hom belangrik was om ons volgend uit die bed uit te jaag. Party van ons het nog lekker gelê en toe raas die wekker al. So maar daar sal 'n rede voor wees. Mag die Here gee dat ons daardie rede volgens sal verstaan. Ek wil vinnig kyk na die kerktyd. Daar's min goed wat ek moet uitlig, maar daar's tog belangrike sake. Die eerste is, kom ons begin met die lekker deel, die verjaarsdag. Baie geluk aan almal van julle wat hierdie week verjaar. En dan is een van ons die Jakens verjaar vanoggend, Wouter. Ons het ons party jong die Jakens, so waar is hy nou? Wouter kan maar hier by my 'n draai kom maak. Al die eisies is mos ere die Jakens, want hulle pa steek hulle in die werk, of hulle paas. Baie geluk nie vir jou. Nou het Lafra so mooi uitgekyk om te sê, nee, jy het vinnig genoeg stadig genoeg geloop, want hierso beweeg ons. Okay, dit dan wat die verjaarsdag betref, vir Wouter en al die res, ons hoop dit is regtig julle mooiste jaar ooit. Dan, broers en susters, is dit ook 'n hartseer week in ons gemeente gewees. Ons, dan die Bets Bason is oorlede, ons wil sympathiseer met haar familie, en dan Lita Venter ook, ons wil ook sympathiseer met Wiek en die kinders, en kleinkinders. Mag die Here self julle troos wees, ook in haar hartseer tyd. Dan is daar nie net moeilike en slegte goed nie, Davie en Arina Greiling het oupa en ouma geword. Dit teken nie as 'n tweeling gewees nie, dit teken net, daar was 'n klein kind vir al twee gewees. Anna Maria is gebore. Nou, Anna Maria is baie spesiaal, en soos alle kinders, maar hierdie keer omdat Anna Maria se pa en ma, Davie en Jessica, was baie lank op ons gebedslys gewees. Julle onthou hulle dogtertjie wat so siek was, en die Here het vir hulle weer 'n dogtertjie gegee. So, Davie, Arina, ons is baie bly saam met julle, en dra ook ons gelukwense aan Davie en Jessica oor. Ons is saam met julle en hulle baie bly, en mag sy vir hulle vreugde bring. En dan, broers en susters, is dit die 8de Mei bazaar. Moenie vergeet nie asseblief. Kom, bring jou dank aan die Here soos wat dit gepas sal wees. En as jy nou minder het om voor dankbaar te wees, kom bring maar minder deur, maar as jy baie het om voor dankbaar te wees, kom bring jou kant. Dis moet so 'n ordentlike mens dit doen. So kom ons onthou dit. Dan is dit die afkondigings. Ek dink ons kan maar rustig raak. Ek sal net nou meer sê oor die doop, maar kom ons word eers stil voor die Here vir wie ons eintlik hier is. Here, ons behoort aan U, elke dag en elke oomblik. Ons behoort aan U. Neem ons hele lewe, Heer. Neem ons rede, neem ons wil. Laat ons dade en gedagtes slegs U diepste wens vervul. Amen. Geliefdes, dit is omdat ons aan God behoort, dat ek julle kan groet in die naam van die drie enige God. Genade en vrede vir elkeen van julle. Ekskuus, ons lofsang dan, lied 197, ons sing daar van vers 1 en vers 2, Wonderbare Koning. Kom ons sing dit, omdat ons dit glo.
Broers en susters, ek wil die woord van die Here aan julle bring uit Genesis 17. Ons gaan die eerste 14 verse daarvan lees, maar ons gaan baie weier dink as dit. Ons kan seker met ons iewers ophou lees, sodat ons daaroor kan begin dink. So ons gaan vers 1 tot 14 lees, maar voordat ons hand aan die woord van die Here waag, kom ons vra eers dat hy deur die Gees hierdie erediens sal vorm en sal rig, sodat dit wat ons hoor nie my woorde sal wees nie, maar sy woorde. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelsvader, U is die volheid van alle wysheid en van alle kennis. Daarom kom ons na U toe om ons verstand deur U Heilige Gees te verlig. Gee aan ons die genade om U woord met eerbied en nederigheid te benader as ons volgend waag om daaruit te lees, sodat ons die lig kan hê om te weet hoe U wil hê ons moet lewe. Bewaar ons van 'n gees van arrogansie en beterweterigheid, waarmee ons onsself wil verhef tot eie leidsman en waarmee ons lewe wil inrig. Want Here, dit sal ons in die donker laat bly. O Here, as ons U nie toelaat om deur die woord met ons te praat nie, sal dit ons daarvan weerhou om ooit te verstaan wat die waarheid van hierdie woord is. Daarom is ons gebed, leer ons vandag. Help ons om te hoor, maar help ons ook om te luister, sodat ons kan gaan en gaan doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees dan uit Genesis 17 van die eerste vers. Ek dink toe ons sê Genesis 17, toe weet die meeste van ons dadelik waaroor dit gaan oor die verbond, en dis tog waaroor ons vandag hier by mekaar is, om te sê, Here, U het 'n verbond met ons kom sluit. Kom ons luister hoe dit gebeur het. Die opskrif is 'n ooreenkoms met die besnydenis as bewys. Toe Abraham amper 99 was, het die Here weer na hom toe gekom. Abraham, het hy gesê, ek is El Shaddai, die God wat almagtig en sterk is. Jy moet altyd naby aan my leef en net die regte dinge doen. Ek sluit 'n ooreenkoms met jou dat ek sal sorg dat jy enige groot nageslag het. Terwyl God nog gepraat het, het Abraham voor hom neergeval en toe het God gesê, Abraham, dit is my deel van my ooreenkoms met jou. Jy sal nog die pa van baie nasies en van 'n massa mense word. Ek dink baie aan hierdie belofte van my. Ek gaan jou naam nou dadelik verander. Hulle sal jou nie meer Abraham noem nie, maar Abraham, want ek maak jou die pa van baie nasies. Jou kinders sal baie kinders hê. Uit hulle sal groot nasies en belangrike konings kom. Ek sal my ooreenkoms met jou nakom en met jou kinders. Wat ek beloof het, geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees, soos ek joune is. Vir jou en jou kinders gee ek hierdie land. Vandag is dit nog nie joune nie, maar eendag sal dit joune word en ook jou kinders sin. Hierdie hele land Kanaan sal vir altyd hulle sin word. Ek sal ook hulle God wees. God het verder gesê, my ooreenkoms met jou en jou kinders moet julle van julle kant af gehoorsaam. Daar is een ding wat julle moet doen, julle mag dit nie vergeet nie. Jou kinders moet dit vir altyd onthou. Dit is dat al julle mans besny moet word aan hulle geslagsorgane. Elkeen se vooruit moet met 'n mes besny word. Dit sal die bewys wees dat julle myne is en dat ek julle God is. Elke seentjie moet 8 dae na sy geboorte besny word. Julle moet dit vir altyd doen. Selfs die kinders van jou werkers moet besny word, en die kinders van daardie werkers wat jy van vreemdelinge gekoop het, moet ook besny word. Kortom, al jou werkers se kinders, as ook daardie kinders wat jy gekoop het, se kinders moet besny word. Aan julle liggaam sal mense dan kan sien dat julle aan my behoort en dat ek julle God is. En dit sal vir altyd so wees. Iemand wat nie besny is nie, is nie deel van jou nie. Hy is ook nie deel van my en my ooreenkoms met julle nie. Ek lees tot sover. Broers en susters, ons het vanoggend 'n bietjie genade, ekstra genade, omdat ons God se woord kan hoor, maar ook die doop kan beleef. Nou kan jy sê, ja, jy het nou net gelees van die besnydenis en dat dit vir altyd is, en uitstekende vraag. Kom ons kyk bietjie nou hoe hierdie saak eintlik in mekaar steek. Die doop gaan oor die genadeverbond. Onthou nou, as jy dink die doop is 'n bekeringsteken, kan ons natuurlik nie kinders doop nie. Dit sal stupid wees. Dit sal regtig baie dom wees om 'n kind te doop
as hy nie kon vra om tot bekering te kom nie, as die doop 'n bekeringsteken was. Ons glo in die gereformeerde kerktradisie dat die doop is nie 'n bekeringsteken nie, die doop is 'n verbondsteken. Die doop is die teken wat God gegee het vir sy verbond. Hy gee dit hier in Genesis 17, gee hy die besnydenis, en daar by hierdie besnydenis gebeur sekere goed, en dis blykbaar 'n bloederige affære. Ek het nog nooit self 'n mes uitgeruk om kinders te besny nie, so ek weet nie alles daarvan nie. Hoe werk dit dan dat ons vandag sê die doop is hierdie teken van God se verbond? Hoe is dit moontlik dat ons van hierdie besnydenis af by hierdie verbond uit, of by hierdie teken van die doop wat water is, kom van bloed na water? En ek dink dis waaroor volgende vir ons gaan, om te verstaan dat ons nie meer hoef besny te wees nie. En almal het daarmee gesukkel. Onthou, Paulus en Petrus gryp mekaar aan die hare. Ons vermoed Paulus was 'n blesman geweest, hy het 'n mooi haarstyl soos ek gehad. Petrus waarskynlik nie, en so een het die ander aan die hare gegryp, die ander het nie gehad om te gryp nie. Maar hierdie twee godsmanne stoei met mekaar rondom besnydenis versus doop. Petrus sê nee, wat hulle is nie gedoop, moet jy maar nog besny word, want sy vriende is almal Jode, en Paulus sê nee, in Jesus is dit nie meer nodig nie. Wat sê ons? Hoekom sê ons dit? Hoe lees ons dit? Hoe werk dit? Volgens die doop het alles te doen met 'n genadeverbond. 'n verbond wat nie verdien is nie, anders sou dit 'n verdienste verbond gewees het. Kom ons gaan terug net die dag toe hierdie genadeverbond begin het. Die Here kom na Abraham toe en hy sê, Abraham, ek is die almagtige God, El Shaddai. Hy sê, ek wil vir jou sê, dis wie ek is, daarom kan ek doen wat ek wil. En jy is net Abraham. Maar ek gaan jou verhef, ek gaan jou Abraham maak, ek gaan jou die vader van 'n menigte maak, ek gaan jou situasie verander, want ek kan. Ek is El Shaddai, die Almagtige. En dan sê die Here vir Abraham, ek sal jou God wees en jy moet my volk wees. Jy en jou nageslag moet vir my 'n volk wees. Nou, dis vir my baie interessant hoe mense kan stoei en stry oor die doop, oor iets wat hulle pasella kry by God, wat vir hulle lief is en hulle genadig is. Ek het 'n vriend wat sy vrou nogal 'n potjie afval kan bou. En dis nogal half lekker. Nee, is nie half nie, dis heeltemal lekker. En dan nooi die vriend my van tyd tot tyd oor en hy sê, man, kom vat 'n bietjie afval daar by my. En dan sê hy, maar bring die vrou en die kinders sommer saam, terwyl jy nou kom. Mens weet nie as jy hulle by die huis los of hulle moeilikheid maak nie, so laat hulle saamkom. Die kinders en die vrou is deel van die uitnodiging. En dan kom ons daar, en dan skep sy vrou vir my hierdie afval in. Maar dis lekker. En dan eet ek die afval, en as ek klaar sê ek baie dankie, en dan laai die vrou en die kinders in die kar, en ons ry KFC toe, ons gaan koop vir hulle 'n bietjie hoender, want hulle het nie ook kos gekry by die vriende nie. Ag nee, nonsens man, die vrou en die kinders kry saam, hulle is dan saam genooi. Nou kom God, en hy sê, ek bied hierdie vir jou kinders aan. En as mense wat sê, moet dit net nie vir die kinders gee nie. Wat se tipe God sal dit wees? Nee, die Here sê, hierdie Abraham is vir jou en jou kinders. Gee hulle die teken, 8 dae oud. Ek meen, ek weet ek was besonder, ek onthou die dag toe ek gebore is, toe knap na my geboorte toe kom daar nogal 'n mooierige verpleegster in die kamer in, en ek het probeer opstaan uit pure ordentlikheid, want ek was nog altyd ordentlik. Maar die meeste kinders op 8 dae is nog nie daar nie. Hulle kan nog nie, hulle wil nog nie, hulle kies nog nie. Maar God sê, ek is die God, die Almagtige, en ek kan maak wat ek wil. En ek gaan met jou 'n ooreenkoms aan, ek gaan met jou 'n verbond aan, en jy kan nie kies hieroor nie. Of jy kan kies om dit te kry, maar jy kan nie kies of ek dit vir jou aanbied nie. Dit kom uit my hart uit, want ek is El Shaddai, God, die Almagtige. En as ek sê ek kan, dan kan ek. Die sien broers en susters, die verbond het net van een kant af gekom. Abraham het nie daar by die Here aangekom en sê, Here, ekskuus tog,
kan ons gou weer 'n verbond kry nie? Kan ons gou seker maak dat U my God sal wees? Here, kan ek U net aan my vasmaak nie? Nee, die Here kom na Abraham toe en hy sê, Abraham, ek het 'n plan. Ek het baie hieroor gedink, so het ons gelees. Ek gaan jou aan my vasmaak. Abraham, hierdie kom van my af, van die almagtige God af. En ek gaan vir jou gee wat jy nie gedink het is moontlik nie. Ek gaan jou seën uit jou sokkies uit. Kyk 'n bietjie wat het met Abraham gebeur. Abraham het in 'n Ur gebly. Hy trek met Sarai, wat later Sarah geword het, Egipte toe, en dan maak hy big time droog. Julle sal onthou, nee, hy lieg oor haar. Hy gee haar eintlik vir Farao om sy eie suspensie te red. Hy sê, ek's bang vir hierdie moeilikheid wat ek gaan kry. En daarna het hy met Hagar hierdie plan om te sê, ek sien die Here sukkel bietjie met sy plan, ek gaan gou 'n beter plan maak, wat baie menslik is. Jy kry dit baie, dat mense sê, God se plan werk bietjie stadig vir my. Ek gaan hom net bietjie aanhelp. Here, laat U wil geskied, maar laat U wil my wil wees. So Abraham het regtig droog gemaak. Maar dan kom die Here na hom toe en hy sê, Abraham, ek gaan nogtans mee 'n verbond sluit. Nie oor jy het verdien het nie. Nie oor jy so goed was vir my nie. Maar oor ek jou lief het. Oor ek jou genadig is. En dan sê Abraham, maar nou moet jy weet, daar's 'n paar goed wat jy moet onthou. Die verbond is 'n ooreenkoms, maar ooreenkoms sê net te min, nee. Want is soveel meer as 'n ooreenkoms. Want die verbond is meer as iets wat twee partye met mekaar ooreengekom het. Miskien is 'n beter woord om te sê, nie 'n ooreenkoms nie, maar 'n testament. Iemand wat sê, jy kan alles kry wat ek het. Ek wil vir jou gee. Nie oor jy dit bestel het op Takealot of wie ook al nie, maar oor ek God is, die Almagtige, en oor ek kan gee wat ek wil vir wie ek wil. En Abraham, jy verdien dit nie, maar ek wil dit vir jou gee. Nou, Wimp en Ilse is nie slegte mense dat God dit nie vir hulle sou wou gee nie, maar dit bly genade. Ook die doop van klein George volgend is genade. Dis 'n manier waarop God sê, maar ek het 'n plan, en ek wil uitdeel. Die Here sê, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Jy word genooi vir die ete, maar bring die vrou en die kinders saam. Hulle gaan ook kry. Maar Abraham, jy moet verstaan. Jou kinders kan nie aanklop en sê, hoor hierso, ek wil die antimaak lekker afval, ek like ook afval, gee bietjie nie. Nee. Ek nooi jou, Abraham, en jy bring hulle saam. So Abraham, kyk mooi agter jou kinders. Want jou geloof maak jou kinders deel van my verbond. My belofte word jou kinders sin op grond van wat jy gedoen het. Want op 8 dae is hulle te klein om te kies. Op 8 dae oud het hulle net nie die vermoë om vir my te kan sê, Here, ek wil nie. Maar Abraham, jy het. En Abraham, hierdie gaan lekker wyd, dis jou hele gesin. En dit is nogal interessant as ons lees wanneer die verbond gesluit word, praat die Here van die hele gesin, die hele volk, nee, die hele clan is eintlik die woord wat ek wil gebruik. Abraham, jy en jou slawe en hulle kinders, almal, die hele spul, of jy die slaaf of hy in jou besit gebore is of jy hom gekoop het, want hy behoort aan jou. As jy Sondag kerk toe gaan, dan vat jy jou slawe mos saam kerk toe. En daarom Abraham doop hulle kinders ook, ek sluit hulle in by hierdie genadeverbond. Maar jy moet dit doen. Jy moet kies vir hierdie verbond waarin ek jou inlyf. En daarom, julle onthou later toe die Here die verbond met Abraham bevestig, en hulle stap so deur die karkas, nie hulle nie, die Here alleen, toe sê hy vir Abraham, sit jy en kyk, jy's nie by in staat daartoe om hierdie verbond te hou nie. Ek is. Jy kan hierdie verbond nakom nie. Ek kan. So, vat hierdie verbond, deel in hierdie genade, bring jou kinders om besny te word, of gedoop te word dan nou in die Nuwe Testament, ons sal nou daarby uitkom. Hy sê, en dan deel almal van hulle in hierdie aanbod van my. Kom eet jy en die vrou en die kinders maar sommer saam by ons. Ek sal die kinders ook kos gee, nie KFC toe te ry na die tyd nie. Want jy behoort aan my.
En daarom behoort jou kinders aan my. Nou is die belangrike vraag, maar as ek deel van die genadeverbond? Abraham was klaarblyklik 'n Jood. Sy neus het bietjie anders gelyk as myne, en hy kon somme doen soos wat ek met 'n calculator moet maak. Hoe's ek dan deel? Want broers en susters, die Here se belofte aan Abraham, jy gaan die vader wees van baie nasies, nie net die Jode nie. So as ouens nou vir jou vertel van wie nou die volk van die God is, die uitverkore volk, dan moet jy maar vir hulle verwys na Genesis 17 toe en sê, die Here sê Abraham gaan kinders uit al die volke hê. Hoekom? Want broers en susters, Abraham se nageslag gaan nie oor of hulle 'n winkel kan bestuur en of hulle 'n bietjie Hebreeus kan praat nie. Dit gaan of hulle deel word van die verbond van die almagtige God. En dis waar die doop gaan, om te sê, jy is deel. Want jou pa en ma is deel. Want Abraham was deel en daarom is sy kinders deel. Jy sien, die verbond is met Abraham en sy nageslag gesluit, maar sy nageslag as erfgename is almal wat sê, Here, ek wil hê, U moet my God wees. Here, ek wil dit so graag hê. Here, ek het 'n God nodig. Ek het probeer om my eie baas te wees, Here, dit het nie so lekker gewerk nie. Hoe seker is jy daarvan, Dominus? Jy weet, daar staan baie duidelik Abraham se nageslag. Galasiërs 3 vers 29, die Here het dalk geweet, ons gaan wonder hieroor. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. God sê dit. Dis nie ek nie. God sê dit. As julle aan Christus behoort. En wanneer behoort ons aan Christus? As ons op ons sensusvorm skryf Christen, baie keer met 'n g. Of wanneer ek leef in navolging van Jesus Christus. Ons ken mos die antwoord daarop. Jesus bring jou en my in die genadeverbond. Jesus maak jou en my deel van hierdie verbond wat sê, ek sal jou God wees en jy moet my volk wees. Ek sal joune wees jy myne. Want Jesus neem al my sonde op hom. Jesus verduur die verskriklike lyding voor die kruis. Hy verduur die lyding aan die kruis, die pynlikste dood wat daar was. Terwille van my. Sy dood aan die kruis neem al my sondes voor God weg. Dit maak my deel van God se verbond. En Jesus het vir ons almal gesterf, maar mens word deel van die verbond deur dit te aanvaar, dit te vat, as komende van hom, bedoelende vir jou. Dis hoe die verbond werk. Daar's baie mense wat rondom Abraham geleef het, wat nie gekies het vir die verbond nie gekies het vir God nie. En dan kom Jesus en op die 3de dag staan hy op, na al hierdie lyding en pyn en betaal, en hy sê, nou vat ek hulle wat aan my behoort. En dan gee hy vir ons nuwe lewe, ewige lewe, verbondslewe. Want El Shaddai, die God die Almagtige, is my God, volgens sy belofte, en ek is sy kind, volgens my lewe, volgens my aanvaarding van hierdie verbond, omdat ek soos 'n kind van God leef. Ek het die Heilige Gees in my. God gee vir my geloof in Jesus Christus, hy gee my 'n genadeverbond, dan kom sy seun en hy gee vir my, hy koop my in hierdie verbond in, deur my geloof in hom, en dan kom die Heilige Gees, en dan lei hy my deur hierdie lewe om te kan leef soos hy wil hê ek moet. Want dit is wat die verbond is. Die verbond sê ons is deel van God drie-enig. God die Almagtige. Die een wat kan doen wat hy wil, selfs vir 8 dae oue kindertjies. Kan hy sê, maar jy behoort aan my. En broers en susters, die doop is nie die triek nie. Jou geloof in Christus is die triek. Want dink julle 'n kind wat op 7 dae oud sou sterf, watter omstandighede ook al, behoort nie in die verbond waar sy ouers behoort nie? Dink julle, dis hoe God se genade sal werk?
oor hulle die afsnydatum met 'n dag gemis het? Verseker nie. Hierdie verbond gaan oor ons kind van God wees. En die doop is die teken daarvan. Die doop gee sekerheid van hierdie verbond. Die doop is die teken van hierdie verbond van genade. Ek weet in 'n ander preek oor die doop het ek op 'n stadium die beeld gebruik van die skaap wat aan die oor gemerk word. En dit beteken nie dat die skaap nie rondloop nie. Dit beteken dat iemand anders wat hierdie skaap teekom sien, hande af, hierdie behoort aan die Here. En dis wat die doop sê, jy behoort aan God. Dit gaan nie die lewe vir jou makliker maak nie. Dit gaan nie maak dat die stikkende wêreld om jou skielik heel word nie. Maar dit gaan beteken dat jy nooit alleen is nie. Dit gaan beteken dat God by jou is. In die Ou Testament is die teken die besnydenis. In die besnydenis vloei daar bloed. Bloed wys op lewe, dis hoekom dit so 'n teken was. Julle sal onthou ook die 2 tekens vir die gelowiges was die Pasga gewees en die besnydenis. En albei was bloedtekens. Bloed aan die kusyne by die Pasga, die lam wat se bloed moes vloei, wat vooruitwys na 'n lam wat kom, en dan kom die volmaakte lam, en dan sê hy, die bloedteken stop. Nou sal die wyn my bloed simboliseer. Julle bloei nie meer nie. Jesus Christus het vir ons gebloei. Dis nou klaar. En dan kom hy by die doop en dan sê hy, en julle kinders hoef nie meer te bloei nie. Ek het gebloei. En my bloed was julle skoon. En daarom is die nuwe simbool van die besnydenis is nou die doop. En is nou water. En nou werk dit so dat as ek en jy ons ID-boekie vir iemand moet wys en sê, hier is ek, dan sit so 'n klein fotootjie. Nou, ek het baie laat klas en so 'n klein fotootjie ingepas, ek meen. Het werk nie heeltemal lekker nie. En tog aanvaar almal, dis 'n teken van my. Hoeveel water ons gebruik is nie so belangrik nie. Die water was gekook vanoggend om ou George te help, maar ek dink teen die tyd wat ek hier klas is dit weer koud. So, hoe koud en hoe warm die water is, maak nie saak nie. Hoeveel of hoe min die water is, maak nie saak nie. Wat maak saak in hierdie doop? Jesus Christus. Hy red. En wanneer Wimpie en Ilse volgende hier staan en hulle sê, ja Here, dan sê hulle, Here, ons is deel van u verbond. En daarom is u belofte, ons kind se belofte, ons en ons nageslag. En dan glimlag God. En dan is hy bly oor julle, oor Linney, oor George, oor ons almal. En daarom is die doop nie net vir doopouers nie. Ek en jy moet volgende aan dink, ons kinders is gedoop. Ons is gedoop. En die Here kom met hierdie doop en hy sê, julle behoort aan my. Hy sê vir al die kroeks van die lewe, hande af. Hierheen is myne. Dis die teken. Dis waaroor dit gaan. Daar hoef nie meer bloed te vloei nie, broers en susters. Jesus Christus het vir ons gebloei. Die een wat oorwin het vir ons oorwin. Die besnydenis was eintlik net nog steeds nog 'n belofte, soos wat die Pasga net nog 'n belofte was. Daar sal bloed vloei vir julle. Dit het klaar gevloei. Hou op bloei. Kind van God, hou op bloei, begin lewe. Begin lewe vir God. Jesus het die belofte van die besnydenis waargemaak, die belofte van die Pasga waargemaak, toe hy aan die kruis gebloei het. Kolossense 2 vers 11 en 12 lees ons, dat nadat Jesus sy lewe gegee het, was bloed nie meer nodig nie. Kom ons maak seker dat ek nie nonsens praat nie. Ek lees vir julle Kolossense 2 vers 11 en 12, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Die woord sê dit. God se woord sê dit. Daar's nie meer bloed nodig nie. Nou leef ons onder die genade, maar ons leef in dankbaarheid. En die dankbaarheid moet ons lewe wys.
Die doop wys dat hy ons van al ons sondes skoon gemaak het. En dat dit is hoekom ons deel van die verbond is. Elkeen word gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Soos ek net nog sê, die Vader kom met hierdie genade. Die Seun in sy liefde kom betaal vir ons. En die Heilige Gees kom wys ons hoe om te leef. En dis hoekom ons dit so doen. Ons kan sê die doop gee volgens vir ons sekerheid van die verbond van genade. Sekerheid vir ouers wie hulle kind laat doop. Sekerheid aan hierdie kind wanneer hy kan verstaan. En julle gaan hoor dat die ouers beloof, ons gaan ons kind leer en laat leer. Ons gaan ons kind bring totdat hy kan verstaan dat die Here hom gekies het, El Shaddai. Soos vir Abraham gesê het, Abraham, ek wil 'n verbond met jou sluit. En Abraham, verbond, wie, wat, waar? Ek het nie gevra daarvoor nie, ek het dit nie bestel nie. Nee, Abraham, jy het nie, maar dis die beste vir jou. En daarom besluit ek wat God is dit. Glo jy in my? Natuurlik, Here. Dan mag jou kinders besny word. Dis hoekom. Leef jy dit? Ja, natuurlik, Here. Mooi, dis 'n verbond. Ek sal nou jou God wees. Die sekerheid in die genadeverbond is juis dat die Here my God is. Ja, dit gaan partykeer moeilik gaan. Ja, partykeer gaan dinge nie gaan soos ons dit wou gehad het nie. Ja, partykeer gaan die Here my nie antwoord nie. Of ek gaan dink, hy hoor my nie eers nie. Waarskynlik omdat baie paas weet, hulle kinders is simpel as hulle seker goed vra, dan gee hulle dit nie vir hulle nie. Maar geen ordentlike vader gee nie vir sy kind wat hy of sy nodig het nie. En dis wat vaderskap beteken. En dis wat die Here kom sê. Ek sal jou God wees, ek sal jou pa wees. Ek sal versorg. Dit beteken dan volgens ons na die doop kyk, dat ek aan my doop dink en weer onthou, God het my beloof, ek leef altyd oral onder sy sorg, sy liefde, sy genade. Dit beteken dit vir my kind, wat deel word van die verbond. Dis God se belofte, dis God se teken. Oral en altyd is ek seker, God is by my. Want dis wat hy beloof het. Abraham is uit sy bekende omgewing uittrek, die onbekende, en weg van sy familie af. Abraham se pa was 'n priester van die maangodin, soos julle sekerlik weet. En die Here sê, Abraham, jy moet hier weg. Volg my. As Abraham die Here nie gevolg het nie, dink julle daar sou 'n verbond gewees het met Abraham? As Abraham sê, Here, dit klink gaaf, maar my pa sê ek moet die maangodin aanbid. Sorry hoor. Dink julle God sou met hom 'n verbond gesluit het? Nee, hy moes die keuse maak. Hy moes die keuse leef. Dis die verbond. Ons leef in vreemde tye. Dinge wat die Bybel sê is verkeerd, sê die wêreld is alright. Dinge wat die Bybel sê maak, so sê die wêreld, ag, dis lank terug, nie te veel worry daaroor nie. Ons het meer as ooit nodig waarskynlik om te kan sê, Here, wees by my. Ons het meer as ooit nodig om ingestel te wees om God se woord te hoor. Maar dis die verbond. Dis hoekom ons dit kan doen. Maar hoe dan nou gemaak met my sonde? Want Here, ek slip kort op. Ek loop so baie keer woes weg van die verbondspad af. Here, partykeer loop ek draaie waar ek Jesus nie eers meer kan sien nie. Ruk dit my dan uit die verbond uit? Elkeen van ons het sonde en wat ons dink en wat ons sê, ek dink daar's meer sonde in wat ons sê as in wat ons doen. Jesus, ons naam losbekke. Ons doen ook sonde in dit wat ons nie doen nie, omdat die woord van die Here baie duidelik sê, dis wat jy behoort te doen. Maar in die genadeverbond is daar beloof, daar sal bloed vloei vir julle. Die prys van lewe sal vir julle betaal word. En toe kom Jesus Christus en hy vervul die belofte en die bloed vloei. En toe sê hy, en nou was ek julle skoon. Hoekom het dit nodig dat hy my moet skoon was? Omdat ek so vervlaks vuil is. Dis hoekom. Omdat ek soveel sonde in my het, moes hy betaal. Maar toe betaal hy. En nou kan ek leef in hierdie verbond. Want ek het vir die Here kom sê, Here, ek wil u kind wees. En ek gaan elke dag probeer om te lewe soos wat u van my vra.
Want Here, ek wil graag hierdie belofte vir myself hê. Maar Here, ek is ook bereid om hierdie commitment aan U te maak. Dit wat U van my vra, dit gaan ek vir U probeer gee. En Here, ek gaan partykeer nie heeltemal daarby uitkom nie. Ek is so jammer daaroor, regtig jammer, soos in, ek wil verander jammer. Maar dankie dat Jesus Christus my kom skoon was. Dat hy ook hierdie vuilmerke uit my lewe uit sal kom wegvat. Want Here, hoe morsig sou ek nie gewees het sonder dit nie. Dankie Jesus. Dankie Vader vir die genadeverbond. En dankie Heilige Gees dat U hierdie pad met my loop. Ek weet, want die Here sê self so, dat hy my God is. En dat die band met hom so sterk is, dat niks en niemand my ooit van hom sal kan wegruk nie. Broers en susters, die enigste manier wat jy van God af los kan raak, nadat jy aan hom vas was, is jou eie besluit. Neem kennis. Niks en niemand kan jou wegruk van God af nie. Net jou eie besluit. En ongelukkig gebeur dit daagliks. Net jou eie besluit kan jou losmaak van God se beloftes. Nie iets wat iemand anders doen nie. Nie die slegte dominee in die Users Kerkraad en die NG Kerk met sy simpel reëls en idees nie. Net jou lewe waaroor jy besluit het. As jy oor wonder gaan lees weer Romeine, jy sal daarin baie mooi lees dat die Here sê, niks, maar niks kan my wegvat van die liefde van God nie. Niks kan my skei nie. En dan lys hy hulle. Jy behoort aan God binne sy verbond. En vanoggend kom El Shaddai, die Almagtige, en hy kom sê vir klein George Strydom, wat nog nie self kies hiervoor nie. Hy kom sê vir hom, soos ek vir Abraham gesê het, ek wil 'n ooreenkoms met jou aangaan. Ek wil 'n testament hê waarin jy die begunstigde is, Abraham. So kom die Here vanoggend en hy sê, klein George, ek wil ooreenkoms met jou aangaan. Ek wil jy met myne wees. Maar Here, ek kan nog nie kies nie. En, dink jy Abraham het? Nee, my genade, my liefde. Want Wimpie en Ilse leef so. En daarom, klein George, gaan jy die regte ding sien. En daarom kan jy myne wees. Ek wil hê jy moet myne wees. Kom ons leef in die genadeverbond deur die Heilige Gees met hierdie sekerheid. Ek behoort aan El Shaddai, God die Almagtige, en hy het besluit. Amen. Ek wil vra dat Wimpie en Ilse Strydom hier voor die kansel sal kom staan. Ek sal net verduidelik waar kom hulle vandaan. Wimpie en Ilse kom uit die 8ste ry uit. Dis waar hulle vandaan kom en dan gaan hulle hier voor staan. Wimpie en Ilse is Piet en Ina se kinders en hulle het in hulle gemeente toestemming gekry om in Suikerbosrand te kom doop. En ons is so dankbaar vir hierdie voorreg om julle kind te mag doop. Baie dank. Julle kan nie so voor my kom staan en vir my kyk, want as die volk julle sien, gaan hulle nie vir my kyk nie. Nie oor jy mooier is as ek nie, maar Ilse is daarom aansienlik. Wimpie, Ilse, God het in die Ou Testament talle ooreenkomste met Abraham aangegaan, dit word die verbond genoem. Die goeie nuus, babiekies is deel van daardie volk van God, met wie hy 'n spesiale verhouding wil hê. Die verbond is eintlik 'n soort testament waarin God 'n erfporsie aan sy kinders bemaak. By die doop bied God hierdie erfporsie aan elke kindjie van gelowige ouers aan. Wat beteken hierdie erfporsie? Wat behels dit? Jou kind, julle kind, word verseker dat God ook sy God wil wees. Dit beteken, hy wil jou vader wees, wat vir jou sorg en jou lief het. Hy wil as Jesus Christus jou verlosser en jou beste vriend wees. Hy wil as Heilige Gees in jou kom woon en jou 'n nuwe mens maak. Hierdie geskenk van God kan geen mens verdien nie. Want ons sonde waarmee ons al gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Dis Jesus wat die straf vir my sonde, julle sonde, George se sonde, op hom geneem het en aan ons plek in die kruis gesterf het. Daarom kan hy nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Die babiekies verstaan nog niks daarvan nie, maar dis nie 'n probleem nie. Dit sê juis, hulle kan dit nie verdien nie, maar net ontvang.
Een van die maniere om te verduidelik wat daar in die kerk sal gebeur, is om te sê, dit is soos 'n opvoeding met verskillende karakters. Dit is belangrik om te besef wat elke karakter se rol is. God is die hoofkarakter, hy neem die inisiatief, hy staan voor elke babietjie, voor julle baba ook, voor julle kind, met 'n aanbod, ek wil jou God wees, en met 'n versoek, sal jy my kind wees. Dit is amper soos 'n huweliksaansoek, die Here sê, ons is van nou af saam. Die kind is die ander rolspeler, hy of sy verstaan nou nog niks nie. Soos hy groter word, moet dit vir hom duidelik gemaak word en verduidelik word. Hy moet op 'n punt kom waar hy self sal kan aanvaar en sê, ja Here, ek wil u kind wees, en dis julle twee se taak. Julle gaan moet leer. En dan gaan hy ook kan sê, dankie dat u al klaar my vader is, want my pa en ma het dit lankal vir my uitgesort. Ekskuus, die ouer is deel hiervan, dis die ander karakter, die ouers moet self 'n persoonlike verhouding met die Here hê en dit voor die kind leef. By die doop wy die ouer die kind aan die Here. Die kerk help maar net die ouer, byvoorbeeld met Sondagskool, om hom van die Here te leer. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om vir die kind te wys dat die Here leef en dat die Here hom liefhet. Die gemeente is die ander rolspeler, broers en susters. Die gemeente is by die doop getuienis van hierdie belofte. Ons is verder die familie waarby vandag dan nou klein George ingetrek word. Ons is broers en susters, ook van hierdie klein kindertjies wat gedoop word. En ons is broers en susters, ook van ouers wat hierdie belofte maak. En dis 'n groot taak. Dit sal 'n hartseer dag wees as kinders in die kerk moet sê, die ou mense leef nie soos kinders van die Here nie. Dis ons verantwoordelikheid. En George, in sy geval, gaan hy nou sy lidmaatskap gaan aangestuur word na sy gemeente toe terug. Hy gaan net so 'n paar dae onsin wees, maar dit bly familie, God se familie. En ek en jy moet hierdie voorreg geniet, maar ons moet hierdie verantwoordelikheid nakom. Ons gemeente se kinders moet sê, ek het gesien by, ek sal vir George daar agter gebruik, hy is te ver om uit te klap. Ek het by oom George gesien hoe klein George moet lewe, want hy is 'n kind van God. En dan kan ek enigeen van ons se name hier gebruik. Hierdie gemeente se kinders moet dit by jou sien. Dis wat die doop beteken. Daar's verkeerde redes om kinders te laat doop. Dis miskien deesdae so 'n bietjie minder, maar vroeër was jy heeltemal uit as jy nie gedoop is nie. En as jy nie jou kinders laat doop, het nie om 'n goeie Afrikaner te wees, het beteken dat jy aan die NG Kerk behoort, dat jy gedoop moet wees, dat jy jou kinders moet doop en verder niks. Dit was nie waar nie. Maar mense het so gedink. Mense het baie keer, nie 2 keer gedink oor wat dit beteken om gedoop te wees nie. Dit word maar net gedoen. Moenie om hierdie rede doop nie, nooit nie. Niemand nie. Mense was bang dat as hulle kindertjies nie doop nie en hy of sy iets oorkom, hulle nie gered sal word nie. Die doop red jou nie, broers en susters. Die doop is die teken van Jesus Christus wat red, asseblief tog. As die doop jou gered het, het ek almal in 'n ry laat staan en nie laat verbykom en sê, 1, 2, 3 gaan. Dis nie dit nie. Dit het 'n kruis gekos. Hierdie is die teken van daardie kruis, en hierdie teken is baie, baie belangrik. Maar Jesus Christus red. Nie die doop nie, nie hierdie water nie. Ek wil dis eers water wat uit die Jordaan rivier uitkom, of, ja. Dis hierdie is gewone, hulle sê die water. Ek jok, ons het by Oasis gekoop. Okay. Jesus Christus is die rede vir ons doop. Hy het in ons plek gesterf en daarom gaan ons nou lewe saam met hom. Onthou asseblief dat die doop nie 'n naamgee-seremonie is nie. George het reeds 'n naam. Jy het nie tot nou toe gesê, Osena, en sê dit ook baie keer. Ek onthou van die seentjie wat sy juffrou van gevra het, wat is jou naam? Toe sê, nee juffrou, ek weet nie. Sê, nee man, jy, wat noem jou ma jou? Hoe bedoel jy vir dit? Wat sê jou ma vir jou, as sy met jou praat? Sê, nee, mama sê, Boetie Moenie. Nou ja, sy naam is nie Boetie Moenie nie. By die doop, kom sê die Here vir George, jy het al 'n naam, ek wil jou 'n plek gee. Jou plek is by my.
Dis waar dit gaan. Nou George se plek is by sy ouers. Ek wil vra dat George ingebring sal word, sodat ons die vraag kan vra, en ek wil hy moet dit hoor. Okay, George is weg. Hy is nie weg nie. George is een van die bevoorregtes wat 'n mooi ouer sussie het. Hallo Bill. Okay, Wimpy, Ilse. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle op die volgende vraag reg antwoord. Ten eerste, bely julle twee dat hoewel George as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hy nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde beloof julle om George, van wie julle die vader en die moeder is, te leer wat die doop beteken en om te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wat julle antwoord. Broers en susters, op grond daarvan, hulle geloof, die ouers se geloof, kan ek vir klein George doop en ek gaan dan nou hier onder toe gaan om dit te gaan doen. Nadat ek George gedoop het, sal ek hom vir julle wys en dan kan ons vir hom toesing. Ons aanvaar hom in die liefde van ons Heer, maar kom ons gee eers vir George die teken wat die Here wil hê ons vir hom moet gee. Kan ek jou maar vat? Is dit oké? Ek gaan jou teruggee, ek beloof. Kijk, kom ons kyk goed. George Pieter Strydom, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, as ons volgend vir George na u toe bring, is omdat u hom geroep het. En as Wimpy en Ilse en Lenay dan saam met hom kom, dan sê hulle, Here, ons is 'n gesin wat aan u behoort. Ons wil ons boetie ook vir u gee. Here, ons wil vra dat u met hulle sal wees. Hier is 'n groot belofte. Om u volk te wees is nie maklik nie. Maar ons wil vra dat hulle dit in u krag sal doen, dat u hulle sal seën, dat u vir klein George u eie sal maak en dat u hom sal help om te verstaan, sodat hy vir u kan leef binne hierdie verbond wat u met hom gesluit. Ons gee hom vir u, omdat ons weet dis waar dit die beste is. Amen. Kijk, ons gaan jou gou vir hulle wys net. Okay, hulle wil graag sien hoe lyk mooi kinders. Hulle sien altyd net vir my. Gemeente, dis George Strydom. Hy is ons vaste lidmaat. Ja. En ons gaan hom aangee Bloemfontein se kant toe. Maar net oor ons weet, daar is ook Christene. Anders sou ons mos nie veilig gevoel het met hom daar nie. Kom ons sing vir hom, dat ons hom aanvaar en dat hy ons sin is. Kijk. Ja. Ek is seker hoeveel punte kry.
stil sit hiervoor. Wie vat hom? Ek gaan nie maak net veel in die Bybel gee. Wat is sy Bybel? En sy doopsertifikaat. So, dis reg. Nou wil ek graag vra dat die oupas en oumas wat hier teenwoordig is, net 'n oomblik sal opstaan asseblief. Ons wil van die gemeente en die kerkraad se kant af vir julle sê baie geluk met die doop van julle kleinseun. Mag die Here hierdie verbond met hom in stand hou en mag hy vir julle die wysheid gee om voor te leef, sodat klein George hierdie verbond mooi sal verstaan en altyd sal weet ons behoort aan die Here. Baie, baie geluk. Bederf hom maar 'n bietjie, en as dit te erg raak, stuur hom terug vir sy ouers. Dis reg. Hulle wou mos. Baie geluk. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here Jesus, bemagtig my met u liefde, sodat elkeen wat vandag met my te doen kry, daarna gelukkiger sal wees as voorheen. Geef my elke uur van hierdie dag die wysheid van 'n Jesus hart, sodat ek in elke situasie sal weet wat u sou sê en wat u sou doen. En Here, gee my dan die moed en die krag om dit te doen. Maak my sensitief vir verhoudings en gevoelens. Maak my bereid om daarop te reageer. Open my oë vir mense se klein dade van bedagsaamheid, sodat ek daarvoor dankie kan sê en sodat ek self daaruit kan leer. Here, laat my vandag leef uit my verhouding met u. Wat ek eintlik vra, Here, is lesse in praktiese Christendom. Leer dit vir my, omdat ek in 'n verhouding met u leef, omdat ek in 'n verbond met u staan. Laat my leef, Here, omdat my Here leef. Amen. Ons gee dan nou geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Here, God almagtig, U het 'n verbond met ons kom sluit. U is ons God. Ons ja sê hiervoor is, hier is ons Here, ons is U volk.
as u volk het ons 'n verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is onder andere, Here, om 'n dankoffer na u tempel toe te bring. Maar ons weet, soos wat die doop, die water, 'n teken is van die ware redding, so is ons dankoffer maar net 'n teken van dit wat ons glo en dit wat ons voor dankie wil sê, want Here, ons dankbaarheid is 'n lewe. 'n lewe in gehoorsaamheid, maar bo alles 'n lewe van dankbaarheid. Dankie, Here. Amen. Geliefdes, ons slotsang vir oggend is lied 486, ons gaan daarvan al 4 die verse sing, bring aan die volke die boodskap. Kom ons onderneem om dit te gaan doen, en die boodskap is, ons behoort aan die Here, aan God die Almagtige. Hy het ons gekies, ons het teruggekies. Kom ons sluit af met lied 486. Verbondskind van God, jy is nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou, presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou, hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God die Vader, en in die genade van Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons Trooster. Amen.